Kom ons staan net so, dan sluit ons die oë. Ons Vader Jahwe, in ons grootste nood en behoefte en verlange, is U die water van die lewe, die fontein wat vir ons meer is as genoeg. Ons dankie vir U heerlikheid. Ons dankie vir U grootheid. Ons dankie dat ons hele lewe aan U mag wy as 'n offer, om deur die krag wat U vir ons gee deur die Gees, 'n lewe te leef tot U eer, 'n lewe waar ons nie aan onsself behoort nie, maar gekoop is deur die kosbare bloed, lewe wat ons met U kan wandel soos U heunog gewandel het met U, dat ons die tempel van die Gees mag wees, en dat ons die krag van Yeshua se opstanding kan ervaar. Daar waar ons stryd het, daar waar ons probleme het, daar waar ons 'n worsteling teen die vlees het en sy welles en sy begeerlikhede, daar vind ons in die sterfte en opstanding van Yeshua oorwinning. En dit is ons gebed ook vir oggend. Vader, dat ons onder die geklank van die woord vir oggend, die woord sal ontvang as iets lewens en blywends, en met U gemeenskap hê, waar ons U glo, dat U is en U is 'n beloner van die wat U soek, waar ons U woord lief het en bemin. Dankie dat ons nou stil kan wees, wakend, verlangend en wagtend, in Yeshua Messia tot die eer en die verheerliking. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons is so 'n bietjie besig in die boek Hooglied. Kosbare boek. Nou ons vat maar dit stadig 'n gedagte of twee op 'n slag. Gee soveel as moontlik verwysings na die res van die Bybel. Mense het aanvanklike ervaring gehad dat die boeke van die Bybel vorm 'n eenheid, maar Hooglied is so 'n bietjie vreemd. Nie waar nie. Hooglied vorm deel van al die beeldspraak waarvan van Genesis tot Openbaring geld. En dit is ons doel om so 'n bietjie in Hooglied te kyk na hierdie wonderlike evangelie. Blye nuus. So tussendeur kry ons baie raad van ons huwelike, net daar nie. Vanoggend geen uitsondering, die mans moet baie mooi luister. Vanaand spesiaal bietjie meer vir die vrouens, die lelie van die dale. Nou, sonder om tegnies te raak, ons Bybel is ingedeel in hoofstukke en verse, dit help baie, maar in hierdie geval in Hooglied is hoofstuk 2 vers 1 tot 7 eintlik deel van hierdie dialoog. Jy sal onthou dat in die einde van hoofstuk 1, in die begin is sy baie skaam oor haar breingebrandheid, haar verwaarloosheid en haar stand, en so is wat die bruid of die beminde, die man, vir haar oortuig van sy perspektief en hoe mooi sy is, en dan begin sy dit aanvaar en te glo, en sy begin ook dieselfde, en as 'n dialoog van liefdesverklaring. Nou hier is dit nou al in so 'n wonderlike toestand in hoofstuk 2 vers 1, dat as sy van haarself praat, dan kom daar die mooiste selfbeeld op grond van wat hy van haar gemaak het. En gelowiges, dis uiters belangrik, dat ons nie die werk van Jahwe in ons lewe afkraak en sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is dit. Sterwe in Yeshua en luister wat hy van jou maak. Hoofstuk 2 vers 1, ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynnekoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Besweer julle dogters van Jerusalem by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek, voordat dit die liefde behaag nie. Net tot sover
Vanoggend se titel, die vrug van die appelboom. Hier's baie beeldspraak. Wat gaan hier aan? Kom ons gesels net vlugtig, maar eintlik gaan ons vanaand bietjie oor die lelie praat. En wie's aan die woord? Sy sê, in Hebreëus die vroulike vorm baie mooi sien. Sy sê. Onthou nou einde hoofstuk 1, hulle praat oor hulle huis wat van seders is en hierdie heeltyd hierdie beelde wat terug heenwys na die tempel, die huis van ontmoeting met 'n allerheiligste. Daar is Salomo, né? Salomo was begaafd, nie net met woorde, kuns en woorde, maar ook om die tempel te bou met al daardie heerlikheid. Nou luister mooi. Sy sê, ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Nou, dis nou so 'n bietjie vreemd. Ons het laas Sondag met die klein kindertjies daarbo gesing. Elke een behoort te weet. En wat sing ons dan 'n bietjie verder? Hy's die lelie van die dale. Nee, kom ons wat 'n ander liedjie wat ons ook onlangs gesing het. Hulle noem hom die Alfa en die Omega. Die soet roos van Saron. Hier is nou 'n bietjie verduidelik werk nodig. In die eerste plek, kom ons vat die woord narsing. Narsing in die meeste Engelse vertalings is roos. Bietjie moeilik met plante en bome en diere wat in 'n ander landstreek voorkom, vir die Bybelvertalers om presies te weet nou van watter blom het hulle daai tyd gepraat. Soms is daar vir ons goeie aanduiding. Ons aanvaar hierdie narsing as 'n roos, die roos van Saron. Daar's 'n vlakte Saron. Wat interessant is, dis nie hy nie, dis sy. Sy is die lelie van die dale. Sy is die soetroos van Saron. Beteken dit nou dat ons liedjies moet gaan herskryf? Nee. Wag. Ons is die gemeente. Yeshua is die hoof van die gemeente. Ons vind ons identiteit in hom. Ons sou nie die lelie van die dale gewees het en die soetroos van Saron as dit nie was vir ons hoof nie. So sing gerus die liedjie, maar onthou, in hom vind ons identiteit. Dit is belangrik, want hierdie is 'n blomtuin, omgewing. En die fokus vanoggend gaan op die appelboom wees. Die lelies groei in die skaduwee, onder die beskerming van hierdie appelboom. Hy is die vors, hy is die man, hy is die sterk een. Ons sal later 'n bietjie praat oor die beeld van 'n boom. Baie beelde in die Bybel. Sy is die blommetjie. Sy is die reuk, die lelie. Nou, hierdie lelie, weet ons nie presies watter een nie. Ek het 'n vermoede dis 'n waterlelie. Salomo hou baie van hierdie lelie. Kyk net vinnig die konnektasies met die tempel wat Salomo gebou het, met die lelie. Daar was pilare, onthou julle? Hulle het nog ons name. Boas, nou kan ek sê af die ander pilaar se naam onthou, maar bo-op, die kapitele, was die vorm van lelies. Lelies, dis hoe hulle gevorm was. Ek lees dit daar in 1 Konings 7, waar Salomo die tempel, nou is baie detail. Net soos wat daar detail is met die bou van die tempel, is daar detail in hierdie hooglied, in hierdie tuin. 'n Tuin is nie 'n plek vir iemand wat haastig is nie. Jy moet rustig in jou tuin loop, fyn waarneem. Jy moet buig en ryk oor uit die blommetjie. En ons gaan nou praat oor hierdie boom met die appelboom. Jy sluk nie 'n appel weg soos my kinders nie. Jy verlustig jou in 'n appel. So wat hier gebeur het nou 'n bietjie detail nodig. Nou kyk net gou na die tempel van Salomo, want dit is dieselfde skrywer. Daar's verwantskappe, daar's ooreenkomste. Hooglied is nie daar nie. Dit is in ons Bybel deel van hierdie koning, hierdie herder, hierdie tempeltuin, hierdie heiligdom van Jahwe. Nou sien ek in 1 Konings 7 vers 19, in die kapitele op die top van die pilare aan die voorportaal was 4L lelievormig, presies dieselfde woord as hierdie blom. Wat ook al die blom was, dit is presies dieselfde blom wat fisies in die tempel vergestaal was by die pilare. By die pilare. Dit was 'n belangrike deel. En dan die bak, waarin die groot waterbak wat Salomo gemaak het, die koper waskom om, waar die priesters hulle gereinig het. Daai bak, is nie net 'n bak nie. Hy was in die vorm, ek lees dit vir julle, van 'n lelie. In Konings 7, selfe hoofstuk, vers 26.
Die dikte daarvan was 'n handbreed, sy rand was in die vorm van 'n bekerrand soos 'n lelieblom. En hy het 2000 bad gehou. Presies dieselfde. Ek weet, ek het al baie prentjies van die tempel gewys. En dit is so half koud. Die tempel is as 'n tuin uitgebeeld. Die borduurwerk, binne-in was palmbome, die menorah, die lampstander, was 'n amandelboom. Tempel en tuin gaan hand aan hand, want in die tuin is die ontmoeting in Hooglied. En die volk, die gemeente, kom in die huis van Jahwe bymekaar. En wie is die huis van Jahwe? Yeshua self. Hy het die tempel opgebou in 3 dae, opgestaan uit die dood. So wat pragtig is ja, ons kry hierdie liriese beeldspraak, maar dit is, en ek weet, is gevaarlik baie keer om allegories te preek, maar daar is soveel bevestiging van Genesis tot Openbaring oor hierdie tuin. Onthou julle Genesis, en ek is so dankbaar teenoor Vader, ek het nie beplan om oor Hooglied te preek nie, maar so 'n maand of 2 terug, het ons begin om spesifiek te preek oor Sion, die huis van Jahwe, die tempel, en die ooreenkomste met Genesis en Openbaring. En ons het gesê, presies 'n maand terug, 2 boodskappe uit Psalm 36, oor die skuilplek en die voeding, die genieting. Ons gaan nou weer so toe blaai. Dit alles binne in die tuinomgewing. Jahwe het 'n tuin geplant in Eden vir die mens. En ons het gesê, dis die habitat, dis jou plek. Die sonde het jou uitgedryf. Maar in Yeshua kom ons terug, daar in die tuin, en in hierdie tuin is die appelboom. En hierdie appelboom, en dis ons tema vir oggend, lees ons in vers 2, 3. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde. Sy sê dit van hom. Die appelboom is die beminde, die man. Onder die seuns, ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Eerste beeld is wat ons die boodskap bring het oor Psalm 36, hoe kosbaar, die boodskap se titel was, hoe kosbaar is u goedertierenheid. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Was Psalm 36 vers 8, onthou julle? Nou, hier kry jy presies die tema, rondom die appelboom, gooi skaduwee. Ag, daar's 'n negatiewe beeld van Nebukadneser, onthou julle? Jahwe het hom groot gemaak soos 'n boom, en al die voëls in die hemel het in hom kom nes maak, en al die diere het, dit is die beeld wat 'n boom dra in die Bybel. Hy bied 'n habitat, skaduwee, maar dan ook, nie net, ek verlang om sy skaduwee te sit, nie. Wie van u het al ooit in die bos gesit, en onder 'n vrugteboom gesit, en hier dra hy die lieflike vrugte en sê, ag, ek is maar net tevrede om in die skaduwee te sit, ek gaan nou nie 'n vrug eet nie. Nee, dit is spontaan. As jy onder daai boom sit, kan jy nie anders as om van sy vrugte te begeer nie. So ek wil hê ons moet gou weer fokus op hierdie beeld. My beminde is soos 'n appelboom. En kyk baie mooi, ek het verlang om in sy skaduwee te sit. Hierdie is intiem, dis intens, dit is hartlik. Dis nie net, ag, ek sit nou maar net nie. Ek het verlang. En die boek Hooglied het 'n standaard van liefde. En ek weet baie van ons wat hierdie boodskap hoor, het elkeen het sy eie agtergrond. Party is op hierdie stadium verlief, en party wil verlief word, en party kan nie verlief word, en allerhande dinge. Maar vergeet eers 'n bietjie van die aardse. Want ons sien verskriklik baie negatiewe beeld in die media van verhoudings. Ek wil hê ons moet werklik waarom, as jy jonk is jy bevoorreg, want dan kan jy vanuit die woord van Jahwe, van die begin af, van die staanspoor af, die regte beeld hê van hoe moet die liefde wees. Opreg, en spesifiek dan in hierdie geval, ek het verlang om in sy skaduwee te sit. Man, as jou lewe nie so is, dat jou vrou verlang om in jou skaduwee te wees nie, en ons gaan nou sê wat dit beteken, dan is hy nie op standaard van Hooglied se beeld nie.
moet verlange wees om in jou skaduwee te wees, in jou beskerming. Nou kom ons blaai gaan op Psalm 36 toe. Psalm 36. En ons kyk vir 'n oomblik na, ek het verlang om onder sy skaduwee te wees. Psalm 36 vers 8. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Dit is nogals iets wat die psalmdigter, en jy sal onthou dat hy 'n verbondsverhouding het met Jahwe, baie oorskryf. Wanneer die vyande hom aanval, dan is daar een plek waar hy wil wees, is onder die skaduwee van Jahwe. En dit is die tempel, dit is die teenwoordigheid van Jahwe. Daar's 'n klomp tekste in die psalms. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 27 vers 5. Want hy steek my weg, nou vers 5 volg na vers 1 tot 4, en 1 tot 4 sê, al staan daar 1000 teen my op, 'n oorlog, hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil, hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots. So waar ons in Hooglied die beeld het van 'n appelboom, met 'n skaduwee, het ons in Psalm 25 die beeld van die tent van Jahwe, die tabernakel van Jahwe. So, wat gaan die appels wees, as die boom, die tent is die huis van Jahwe. Die appels is dit wat binne in die boom is, en dit wat ons binne in die tabernakel, binne in die woonplek van Jahwe vind, is die vrugte. En dit is waaroor vanoggend se boodskap gaan. Baie bekende Psalm 121 vers 5. Jahwe is jou bewaarder. Ja, Psalm 121 vers 5. Jy sien, ons is hier in die poëtiese boeke, wat die beeldspraak ryklik is. Jahwe is jou bewaarder, Jahwe is jou skaduwee aan jou regterhand. Nou, dit is in hierdie skaduwee, hier waar die vriendin wil wees. Sy verlang om daar te wees. Hoe staan die saak by u en by my? Verlang ons om daar te wees? Wel, Hooglied sê, dit is waar sy wil wees. Die psalmdigter sê in Psalm 31 vers 20, ekskuus as julle so 'n bietjie met rondblaai, u verberg hulle in die skuilplek van, nou is dit baie belangrik, van u aangesig vir die sameswering van mense. Daar's hierdie vyandigheid, daar's hierdie wêreld van dorings en distels, daar's die tuin van Jahwe. Daar's hierdie oorlog, daar's die huis van Jahwe. Daar's hierdie wêreld vol konflik en pyn en hartseer, maar onder die appelboom, onder die skaduwee van sy vleuels, onder die skaduwee van sy aangesig. Hoe intiem is dit? Is daar genade, vrede, veiligheid. En dit is dan wanneer sy sê, maar ek verlang om van sy vrugte te eet. Ek is hier in sy teenwoordigheid. Ek weet ek is welkom. Ek is sy beminde. Ek is sy lelie. Hy is lief vir my. En nou wil ek van sy vrugte eet. Nou, dis nie 'n vreemde beeld in die Bybel om 'n man met in die vrug van die Gees te vergelyk met vrugte nie. Nou, ons sing het baie vrugte van die Gees. Psalm 1 wil ek vanoggend, wat nou ook 'n psalm is en poëties is, wil so 'n bietjie hierdie appelboom, wat 'n beeldspraak is, wil ek gaan koppel in Psalm 1. Koopjie is lief vir appels, so lekker kraak, vars, soet appel. Sy is lief daarvoor. Sy sê dit is soet vir haar verhemelte. Dit is verfrissend, dit is voedend, dit is helend. En dit was in Psalm 36 die 2 boodskappe. Onder sy vleuels, en laat hulle drink uit die stroom van die genieting, en hy genieting in Eden.
Jahwe beskerm ons en Jahwe voed en koester ons. En dis wat hier onder die appelboom gebeur. Nou Psalm 1. En dis waar ek vanoggend wil fokus op die vrug van die appelboom. Ek wil fokus op die vrug van die Messias, die vrug van die Messias ryk. Nou, ek sal dit dalk vanaand maar weer noem as ons bietjie oor die lelies praat. Maar daar is so 'n paar psalms wat spesifiek geskryf is op die wysie van die lelie. En dan die lelie waaroor ons gepraat het, die wysie van die lelie. En een van hulle is Psalm 45. Dis die psalm oor die Messias. Wat hy sê, my hart is bewoe oor goeie woorde. Nou het ons gelees, hy's krank van die liefde. En 'n ander psalm is Psalm 80, wat gaan oor die wingerdstok van Jahwe, wat ook hierdie tuinbeelde in het. Maar dan is hy verniel. Psalm 69, die martelaar, waar Yeshua vir ons sterwe. So ons weet nie presies hoe die wysies geklink het nie. Maar ons kry die idee dat Hooglied staan nie apart nie, hy staan nie een kant nie. Hy deel. En dis my doel om so 'n bietjie vir u agtergrond, so 'n paar verbande te wys. Op Psalm 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou hierdie psalm is profeties op die man, die tweede Adam, Yeshua Messia, die volmaakte, van wie geskryf is, U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Ons sê so maklik, Yeshua was sonder sonde op aarde. Dis waar. Wat is die beeld? Hy is soos 'n boom wat geplant is by die waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd. Nou kom Hooglied en hy kleur dit so 'n bietjie helderder en hy is soos 'n appelboom. En enige een van sy volk, sy bruid, sy gemeente wat onder sy vleuel skuil, gaan hierdie vrugte wat hy gedra het begeer. Dis lieflike appels, dis lieflike vrug. Wat is die vrug wat Yeshua kom dra het op aarde? Hy die liefde van Jahwe openbaar aan 'n volk wat dit nie werd was nie. Hy het liefde kom bewys toe ons nog sondaars was. Toe die bruid, toe sy nog bruin gebrand was, in die son was, het hy vir haar kom sê, mooiste vriendin. En hy het haar so oorreed, die evangelie verkondig, openbaar sy goddelike Messias liefde, dat sy kan nie anders om te sê, my beminde is soos die appelbome onder die bome van die bos. En ek begeer om net daar te wees onder sy skadu en hierdie die vrug te eet. Nou wil ek hierdie vrug dadelik koppel. In die Bybel gebruik die term vrug van geregtigheid. Dit wat vir die Adam wat gesondig het, so ver was. Want alles wat die mens bedink het, was sleg. Alles wat hy gedoen het, was nietig. Boosheid. Ja, as jy net kyk na jou eie liggaam, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Daar is net hierdie absolute stryd teen sonde. En dit maak baie keer 'n mens rasend en moedeloos, en baie gelowiges leef soos wat Adam en Eva weggekruip het. Sondag kan ons so op 'n manier weet en maar deur die week. Ons hou onsself besig met werk of met plesier of vermaak of verslawing of iets. Ons wil net nie gekonfronteer word met die liefde nie. Baie keer as jy jouself 'n vraag afvra, as ek optree, hoekom tree ek op soos ek op? Kan ek nou, soos ek hier staan, maandagoggend, as ek woedend is, of wanneer ook al, kan ek vir myself sê, ek is op hierdie oomblik ten volle oortuig van die liefde van my koning. 9 uit 10 kere kan mens dit nie doen nie, want jy is op daai oomblik frustreerd, en kwaad en haastig en dinge gebeur nie soos jy dit wil hê nie. Weet jy wat het jy nodig? Jy het 'n happie van die appel nodig. Jy het nodig onder die skade weer, die koelte van die appelboom te gaan sit en sê, Yeshua,
verdien nie u liefde nie. Maar as ek die vrug kyk wat u kom dra het, dan voel ek net hoe die bande van kwaad en bitterheid en almal wat verkeerd is en ek wat met myself nie kan huishou, ek kry in hierdie appel die soet reuk van genade. U het my lief. En weet jy, as mens werklik waar daai oomblik het waar daai vrug van sy geregtigheid in jou lewe 'n smaak gee, smaak en sien dat ek goed is, net Psalm 34 vers 9, dan verander jou hart. Ek sal nooit vergeet nie, eendag stap ek in 'n huis, 8 mense kop is op 110 plekke. En daar's 'n skildery prentjie van Jeremia 33, daar staan, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Dit is net so 'n hand met 'n spyker deur. En dit tref my. Hy het my lief gehad met 'n ewige liefde. Daai oomblik het ek 'n vrug, 'n smaak van daai appel gehad. Jy verander onmiddellik. Jy's kalm. Jy verlang na hom. Jy wil dien. Jy gee nie om hoe mens, jy wil net die werk van Yeshua doen. Want jy weet, hy het jou lief. Daai vrug van sy geregtigheid verfris jou. Dit gee jou krag. Dit gee vir jou perspektief. Mens kan so moedeloos raak, so hopeloos raak, so verwaand raak, so eie sinnig raak, so jaloers raak. Kom net by die appelboom, se skade weer. Die man van geregtigheid, Yeshua, want hy het 12 keer 'n jaar vrug gedra, bedoelende altyd. As die moeders hulle kinders bring in die aand of aandskemer, as Yeshua moeg is, na 'n lang week en uitputtende werk en stryd met die fariseërs en konflik, dan is daar nog steeds vrug. Bring die kindertjies na my toe, laat ek hulle seën. Dit maak nie saak waar jy vir Yeshua kry nie. Die aand voordat hy gevange geneem word, verraai word en verloon word, dan is hy nog steeds wakend op sy knieë en bid vir sy disippels dat hulle nie in die versoeking moet kom nie. Petrus, ek het vir jou gebid. Daai disippels het so nodig gehad dat die appelboom sy vrug aan hulle moet gee. Want ons tree op volgens die vlees as ons nie gevul en gevoed en gekoester word gedurig met hierdie vrug van Yeshua nie. En daarom is hierdie boodskap van die tuin van Jahwe. Ag, dis nie maar dit klink nou mooi eendag. Nee. Jy moet gedurig as die son van beproewing oor jou skyn en jy ervaar frustrasie, dan verlang jy mos nou na 'n koelteboom. Onder sy vleuels is daar 'n skuilplek. En daarom die fokus vanoggend, die Messias, want dit is wie Hooglied se beminde is die Messias. En hy kom om hierdie tuin met die water van die lewe te voed. Nou kom ons blaai na Jesaja 32 toe. Mens kry in Hooglied ook 'n eskatologiese boodskap, 'n boodskap van die herstel van Jahwe van sy volk. Ons weet in Genesis 1 was daar 'n tuin en na het sonde gekom, maar ons weet ook in Openbaring 22 is daar weer dieselfde water van die lewe wat stroom uit die troon van God en ons bome. Openbaring gebruik enkelvoud die boom van die lewe. Esegiel 47 sê bome wat langs die stroom geplant is, wat almal vrug gee. So, ons lees in Jesaja 32 en ek wil fokus op die vrug van geregtigheid, want moet nou nie dink aan appel as een of ander vreemdheid nie. Dit is die geregtigheid, dis die liefde wat Yeshua kom bewys het om ons te was deur sy bloed, toe ons dit nie verdien het nie. Dis wat vir jou vrede gee, dis jou smaak in jou lewe. Jesaja 32, is julle daar? Die opskrif in ons Bybels, die messiaanse heilstaat, of in Hoogliedse terme, die tuin van my beminde. In die tuin kry jy vrugte en in die messiaanse heilstaat, kyk, 'n koning sal regeer in geregtigheid. Melchisedek, Melech, koning van geregtigheid en koning van vrede. Jy gaan altyd vrug van geregtigheid bring vrug van vrede. Dis die appels. En die voorde sal heers volgens reg. En dan gee hy verduideliking van herstel en die blindes wat weer sal sien. En dan wil ek spesifiek hier vanaf vers
15, okay, begin by vers 14, die sin. Vers 14, want die paleis is verlate, die stadsgewoel is in eensaamheid verander, die heuwel, hoofletter en die wagtoring dien as spilonke vir ewig, 'n vreugde vir die wilde esels, 'n weiveld vir die troppe vee. Dit is 'n vervalle toestand. Dit is soos Jesaja die evangelie bring. Hy skets eers hierdie chaos, sonde, ballingskap, onregverdigheid van die volk, en dan kom daar herstel, totdat is die draaipunt. Wat bring die draai? Oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte. Dink maar dadelik aan Pinksterdag, dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Wat is die vrug? Daar's water. Dan word die woestyn 'n vrugteboord. Jy kan daarso skryf teksverwysing Hooglied 1-8. Dis wat gebeur wanneer die Gees uit die hoogte kom, herstel. Wat die Heilige Gees anders kom doen as om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons lewe wat 'n woestyn was word 'n vrugteboord. Lelie van die dade, die skoonheid. En die vrugteboord self word vir 'n bos gereken. En die reg woon in die woestyn en die geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord. En die werking van geregtigheid sal vrede wees. En die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. Die skaduwee van die appelboom. My volk sal woon in 'n plek van vrede en in veiligheid woning en in plekke van ongestoorde rus. Yeshua sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Want die werking van geregtigheid bring vrede. Romeine 5 sê, omdat ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by Jahwe. Nou is my vraag vir u op 'n praktiese vlak, met beeldspraak, hoe gereeld eet u? Hoe gereeld sit u onder die skaduwee van die appelboom, en hoe gereeld eet u die appels? Jy sien, daar is iemand wat getuig dat hierdie appels is die koslikste, wonderlikste, heerlikste appels. Lees dit in Hooglied 2. Sy getuig, ek verlang dit is vir my wonderlik. Neem die getuienis aan, neem die uitnodiging van die evangelie aan vanoggend. Gemeente, ons het 'n habitat, 'n plek wat Jahwe vir ons beskik het, naamlik Yeshua Messia. Deur sy dood en opstanding word u en ek in hom gewederbaar, sodat ons in sy skaduwee van sy vleuels, onder die skaduwee van die boom van die lewe kan sit en hierdie vrugte kan eet. Jy hoef nie te wag vir September nie, nie te wag vir as die vrugte reg is. Wanneer dra appels? Help my asseblief, boer. Weet nie wanneer is dit al, jy kry verskillende soorte. 12 keer 'n jaar, altyd is Yeshua aan die vrug dra. Die Messias regering. Yeshua sit op die troon en regeer. Eet van sy vrug. Hy's nou hoëpriester. Johan, Hebreërs 8 sê, ons het 'n hoëpriester wat vir ons intree, Hebreërs 4. Die appelboom bot vanoggend, kom net onder sy skaduwee en verlang en eet van hierdie wonderlike vrug van geregtigheid. Dit is sy vrug, gedrywe deur die Gees. Dit is so mooi dat hierdie boom van Psalm 1 geplant is by die water van die lewe. Daai water, waar kom dit vandaan? Dit stroom by die troon van God. Dit is die Gees van Jahwe wat Yeshua gedryf het, in hom gewerk het. Die woord Messia beteken gesalf. Hy is vol, die volheid van God liggaamlik. Is wonderlik, is heerlik, is groot. Johannes getuig van Yeshua, dat ons, die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en ons het sy heerlikheid aanskou. Koppel hierdie heerlikheid aan hierdie heerlike beeld van Hooglied, van hierdie boom wat vrug dra. Vol genade en waarheid. Wil jy die vrugte 'n naam gee? Wat noem ons die vrug, die appels? Genade. Jy verdien dit nie. Jy's moeg. Jy kom hierdie veldtyd, het gearbeid, kom eet. Kom drink verniet, gratis. Ons noem hierdie vrug waarheid. Julle is geskenk, geskaad deur die sonde, deur leuns, deur die vader van leuns. Jou hele lewe is leuns. Kom eet by my vrug. Julle sal die waarheid ken, Johannes 8:32, en die waarheid sal jou vrymaak. Vers 36 sê, as die Seun jou vrymaak,
sal jy waarlik vry wees. Eet hierdie vrug van waarheid in jou lewe, dat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals. Bietjie verder in Johannes sê hy, vers 16, 1 Johannes 14, vers 16, verskoon, Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid, wat is hierdie volheid? Psalm 1 se, en die boom het 12 keer 'n jaar vrug gedra, dis die volheid van die boom. Sy blare verwelk nie, die boom dra, en hy is heerlik, hy laat ons drink uit die stroom van u genietingen, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Is dit nie wonderlik, dat Jahwe ons roep, om in Yeshua, nie net om te sien nie, maar werklik waar te eet. Ons kry ook die beeld by die Pasga, waar Yeshua die brood breek en sê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Ons kry hierdie intieme eenwording op verskillende vlakke. Moenie van Hooglied die absolute maak, alles moet nou by Hooglied inpas. Nee, Hooglied is maar deel van die hele Bybel se metafoor. Ek dink dit is so bietjie verwaarloos of ons is maar versigtig vir Hooglied, dat ek nou so bietjie klem daarop lê. Maar om van die appel te eet en om van die brood te eet is dieselfde. Sy liggaam, sy offer, sy opofferende liefde, sy onselfsugtige liefde, sien dit raak, deel daaraan, begeer dit, Vader, ek begeer, vanoggend, ek voel so, ek weet nie hoe voel ek nie, dalk voel ek jaloers, dalk is ek ontstel, dalk is ek net omgekrap, miskien verkeerde voet in die bed, ek begeer van u vrug van liefde, geregtigheid. Ek begeer die beeld van Yeshua. En dis sulke beelde wat so bekend is, Galasiërs 5, en die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Ons sing dit, maar dit is werklik waar, ons habitat, onder die vrugteboom, om elke dag van dit te eet. Ons het in ons huis 'n geweldige stryd. As ons 'n sakkie appels koop, sy môreoggend klaar. Nou, laat dit vir my 'n les wees. Laat ek ook so begin appels eet in die geestelike lewe. Dat ons net eet en eet en eet. Ek weet nie kan 'n mens 5 appels 'n dag eet nie, maar my kinders kry dit reg. Seker maar soeke na soetigheid. Laat ons die soetigheid van die verhemelte, want glo my, ons het 'n geestelike aptyt. Glo my, jy het in jou gees 'n dieet nodig. Jy kan nie net sekere tekste lees nie. Jy het nodig om te leer van die geregtigheid en waarheid van Jahwe. En as jy dit nie lees nie, dan gaan jy jou lewe gaan wys jy het 'n tekort daaraan. En die Messias dra die perfekte vrug. Dis sy ryk, dis sy koninkryk. Ek wil spesiaal dit ook vir u koppel en ek wil hê dis nou so 'n bietjie op 'n Bybelstudietrand dat u Hebreërs 1 wat ek nou nog quoteer het wat aanhaal uit Psalm 45, u het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Dis Psalm 1. Nie gesit in die kring van die spotters nie gesit in die raad van die goddeloses nie. Hy haat ongeregtigheid. Daarom het God, o God, u gesalf met vreugdeolie. En dit kom uit Psalm 45 en Psalm 45 is die bruilofslied van die Messias. En dit te midde van die koning se vyande. Jy kan dalk vir my sê, "Jo, Waldo, jy spandeer te veel tyd in jou groentetuin. Die groentetuin van jou maak jou liries." Ek weet die wêreld is 'n afgebrande plek. Maar ons wandel nie volgens wat ons sien nie. Die woord sê, ons wandel in die Gees. En in die Gees is Yeshua Messia, ons vesting. Die beloftes is ons in. Ons is sy erfgename. Ons is 'n loot wat in hom vrug dra. En Jahwe gee vir ons nou die geleentheid om in geloof die beloftes te eet. Sy heerlikheid te aanskou. En hoe meer jy hom aanskou, hoe meer verander jy van gedaante. So op 'n ligte lyn sê ek baie keer, ek sien my kinders eet te veel van iets en sê ek, jy gaan verander in daai ding. Jy eet te veel appel, jy gaan verander in 'n appel. Sê julle dit nie op partykeer nie. En hoe meer ons Yeshua sien en hoe meer ons hom eet, sê 2 Korintiërs 3 vers 18, hoe meer ons sy heerlikheid sien, hoe meer word ons verander.
En dis hoekom ons later kan lees, dat Israel is die vrugteboord van Jahwe, en Israel dra vrugte, en die profete sê, Israel se vrug sal die aarde vul, en dan kan ons by mekaar die appels gaan eet, want dit is Yeshua, kom ons gebruik dan eerder die wynstok, ons kan by mekaar die vrug van die wynstok, Johannes 15, kan ons geniet, die broer, die suster dra die geregtigheid van Yeshua, hy is onpartydig, hy dra die barmhartigheid, die innige liefde, sagmoedigheid, lankmoedigheid, vrede van Yeshua. En dis hoekom ons dan in mekaar se skare wees wil sit. Ons wil by mekaar wees as gemeente. Om dit wat Yeshua in ons werk, die water van die lewe, daardie vrugte te dra. In 'n dor en droë wêreld. Nog so laaste vers, Psalm 52 vers 8. Psalm 52 vers 8. Psalms is vol dat mense, die regverdige, en in die meeste gevalle Yeshua Messia vergelyk word met 'n boom. Sy weer oor die bedrieglike tong. En die situasie is baie sleg met Doeg die Edomiet, wat vir Saul vertel van Dawid wat daar kom brood eet het. Dis tipies van ons wêreld, 'n wêreld van leuns, 'n wêreld van haat, agteraf, inhalig, vyandig. Dis die omgewing waarin Dawid hom bevind. En jy sal onthou dat Dawid is 'n beeld van Yeshua, profesie. Wat sê in vers 8? As die goddelose mense groei soos die plante en die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. En dan sê hy spesifiek, vers 13, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon, geplant in die huis van Jahwe sal hulle groei, in die voorhoewe van onsse God, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat Jahwe reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Goddelose groei soos plante, soos dorings en distels, maar die regverdige dra vrug. En ek wil net baie mooi kyk, waar dra hulle vrug? In die huis van Jahwe. Geplant in die voorhoewe. Hulle sal groei in die voorhoewe, daar waar die tempel vergelyk word met 'n blomtuin, met bome, soos 'n palmboom, 'n palm wat praat van geregtigheid, regheid, om te verkondig dat Jahwe reg is. En dit is wie Yeshua was, die vrug van Yeshua. Yeshua sê, ek het gekom, te getuig van hom wat my gestuur het. Elke vrug wat Yeshua gedra het, was 'n getuienis van wie Jahwe is. Jahwe is geregtigheid, Yeshua dra die vrug van geregtigheid. En hierdie vrug is aanloklik. Dit is die kos van die vriendin wat in die skaduwee van die boom sit. Dit is 'n pragtige beeld. Hoe lyk dit met u en my lewe? Verlang ons na die vrug van Yeshua? Verlang ons na die openbaring van Jahwe in Yeshua? Want dis wat die Messia kom doen het. Dis waar die Hooglied gaan. Verlang ons werklik waar om Jahwe te ken as waarheid, geregtigheid? Het ons al gesmaak dat dit goed is? Maar die laaste gedagte wat ek wil noem is, ons sukkel so om van afgode af weg te kom. Ons sukkel so om ons slegte begeertes af te lê. 'n Wonderlike manier om slegte begeertes af te lê, is om te verlang na dit wat goed is. 'n Goeie manier om gemorskos af te lê, is om die goeie kos van te hou en te proe. Ek voel goed as ek 'n bietjie groente eet. Nou wil ek nie daai gemorskos se naam noem nie, want dan gaan julle nou sê ek is veroordelend. Pizza en Coke op 'n Vrydag aand. Nee, dink maar aan daai goed wat 'n mens maagpyn gee. Om daai goed te los in jou lewe, verlang na hierdie koslike vrug, hierdie appels van die appelboom. En so sal ons smaak en sien dat Jahwe goed is. Kom ons staan en bid ons saam.
ons almagtige Vader Jahwe. Dankie dat ons Yeshua die Messia, die roem van Israel, kon aanskou het in die vlees. Vader, dat die getuienis vir ons opgeskryf is, hoe daardie eenvoudige vissermanne kon getuig het, U is waarlik die Messias. En dat die gemeente oor die eeue heen van U kostelike vrug kan geniet, wat nooit ophou nie, wat altyd daar is vir ons 12 keer 'n jaar, as ons maar net in die skaduwee gaan sit en verlang om daarmee versadig te word. Dankie dat dit vir ons kostelik is. En ons gebed vanoggend is, Vader, in 'n wêreld van soveel leuns, waar daar soveel disse vir ons aangebied word op die tafels van Babylon, waar die wyn van Babylon vir ons geskink word om met die begeerlikhede en die grootsheid van hierdie wêreld dronk te word. Bid en vra ons U dat ons werklik die vrug van geregtigheid sal proe in waarheid en liefde. En dat U ons liggame sal reinig, ons gedagtes, ons verstand. Dat ons by U tafel sal aansit en die liggaam van Yeshua eet. En dat ons verhemelte sal kan onderskei tussen dit wat soet is en dit wat bitter is. Wil U vir ons en ons kinders genadig wees. Ons dank U daarvoor in Yeshua se naam. Amen.